Hier begin met dit wat Herman net al gesê het van hierdie projek van ons by Verzandvliet Oudehuis. Maar ek wil 'n storie vir jou vertel. 'n Indiese biljoenêr is een keer gevra, wat was die gelukkigste oomblik in jou lewe? Toe antwoord hy soos volg, toe sê hy, daar was 4 fases van gelukkig wees waardeur ek gegaan het. Die eerste fase was, ek het soveel rykdom as wat ek kon kry versamel. Maar dit het my nie ware geluk gebring. Die tweede fase was, om waardevolle goed te versamel. Maar dit het my ook nie ware geluk gebring. Die derde fase was, toe ek 'n projek gekry het, wat my nog meer rykdom bring. Ek het 'n 95% aandeel gekry in die dieselverskaffing van Indië en Afrika. Maar ook hierin het ek nie ware geluk gevind. Toe vra 'n vriend van my of ek nie sal 200 rolstoele skenk vir 'n kinderhuis van kinders wat verlam is nie. En ek het dadelik vir hom die geld oorbetaal. Toe sê my vriend, nee. Hy wil hê ek moet self kom en dit gaan hulle kom oorhandig. En dan vertel hierdie man, hy sê, ek het gegaan om die rolstoele aan die kinders te oorhandig. Ek het 'n vreemde gelukkigheid op hulle gesigte waargeneem. Ek het almal gesien in hulle rolstoele having fun. Hulle het dit geniet. En skielik het ek besef, om te gee, bring geluk. En toe ek klaar was, en ek het op pad om te ry, en ek sê vir my vriend, okay, ek gaan nou gaan, het 'n seentjie met sy rolstoel tot by my gery, en het my 'n been vasgegryp, en ek het afgebuig, en ek het gedink, en ek het vir die kind gevra, is daar nog iets wat oom vir jou kan doen? En toe sê hy, oom, ek wil net nog 'n keer in jou oë kyk, sodat ek jou sal herken as ons mekaar in die hemel ontmoet. Want daar wil ek nog steeds vir jou dankie sê. En hy ou sê, dit is ware geluk. Nou wil ek vir julle sê, Helderbaaiers, ons het vanjaar baie hiervan gedoen. Kom ons vat hande en ons doen hierdie laaste projek. En ons besef, Efesiërs 2:10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God vooraf berei het. Titus 3:8, die wat in God glo, goeie werke doen. Micha 6:8, hy het aan jou bekend gemaak, mens, wat goed is. En die Here vra van jou om reg te doen en liefde en trou te bewys aan hulle wat nood het. Dan kom ons by vandag. Ons is die 10de keer besig met Filippense en ons gaan vandag met hoofstuk 2 klaarmaak. Nou wil ek net sê, ek het vir jou in die blaadjie hoofstuk 2 se laaste deel gegee. Dis nie koffie nie, hoor, dis water. En ek het daai deel, dis wat Paulus sê iets oor Timoteus en oor Epaphroditus. En ek het dit deurgelees en weer deurgelees. En toe dink ek, kom ek skiep hierdie deel. Kom ons gaan nou hoofstuk 3. Maar toe ek het weer deurlees, toe voel ek maar, hier is iets in wat ons kan leer. Ek gaan hulle nou vir jou wys, die 4 punte is in die middel van jou blaadjie. Paulus is in die tronk in Rome. Hy skryf 'n briefie na die Filippense gemeente, wat vir hom goed gestuur het, gebring het. Hulle het vir 'n pakkie gestuur met finansiële hulp. Dit was 1300 kilometer ver wat die pakkie gekom het. Dis nie met Pudo of DHL of dis te voet gebring.
Epaphroditus het die pakkie gebring. Hy verlang nou na sy gemeente van waar hy kom. Hy het siek geword en hy het amper gesterf. Paulus sê in vers 19, ek stuur Timotheus na julle, in vers 25, ek stuur Epaphroditus na julle, en dan sê hy iets van hierdie twee rolmodelle. Vers 19 sê hy, sodat ek rus in my gemoed kan hê, 28a, sodat julle gelukkig kan wees, 28b, sodat ek minder besorg kan wees. Nou my eerste twee punte gaan oor Timotheus. In vers 20 sê hy, ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as Timotheus en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange en nie die van Jesus Christus nie. Nou wil ek, voordat ek iets daaroor sê, nou wil ek vir jou sê, sit jou naam daarin. Dink 'n bietjie, Paulus moet van jou sê, Paulus van alle mense moet van jou sê, ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as Welly gevind, wat ander mense se belange so opreg sal behartig. Al die ander soek net hulle eie belange en nie die van Jesus Christus nie. Liewe vriende, ons is so ingestel op wat kan ons daaruit kry? Wat gaan ek daarby baat? Watter voordeel gaan ek daaruit kry? Ons fokus is so I, me and myself. Kom ek gee jou 'n challenge. Nou raak dit warm hoor. As jy op 'n Sondagoggend hier instap, ek wil jou uitdaag. Kom op 'n Sondagoggend hier in met die gebed. Here, vir wie gaan ek vandag tot seën wees? Who can I serve? Jy kom nie hier om geserve te word nie. Jy kom om fellowship te hê en om verander tot diens te wees. Die advertensiewese, Coke sê, open happiness. Audi sê, joy is something you drive. Pepsi sê, all that matters is today, live for now. Sprite sê, obey your first. Burger King sê, have it your way. En so kan ek aan, kyk 'n bietjie alle advertensies, gaan oor I, me and myself. Bevredig tog net my behoefte. En dan sê Paulus van Timotheus, ek het iemand gesien wat 'n gesindheid het om ander se belange te behartig. Fokus op ander en nie op jouself nie. Want weet jy wat? Dis ware geluk. Dit gee 'n mens ware happiness. So 'n storieetjie hier en daar. Theodore Roosevelt, wat 'n Amerikaanse president was, nog voordat hy president geraak het, was hy 'n beesboer. En in daai jare het dit so gewerk, ek het ook op 'n skaap en beesplaas groot geword, jy brandmerk mos jou bees, jy maak 'n yster warm in die vuur met jou merk, en dan druk jy daai merk so op jou bees, ergens hier in die nek, en dan maak hy so tsch, soos wat hy die ding brand in die bees se hare en vel in. En Roosevelt vertel, in daai tyd, in sy tyd, was daar nie heininge nie. Almal se bees het oral geloop, maar jou bees is gemerk. En as jy 'n bees het wat nie gemerk is nie, dan moet jy hom merk in jou grond. As hy hardloop en hy's in jou buurman se grond, dan mag jy hom nie merk met jou merk nie. Dan moet jy hom merk met jou buurman se merk. En op hierdie geleentheid was die buurman was meneer Lang, 'n ware storie. En Roosevelt sê, en hulle jaag die bees, so jong billetjie, en hy steeks en hy's oor na die buurman en hulle maak die yster warm, en hy sê vir sy werker,
Maar jy kan nie daai merk brand op die bees nie. Dis meneer Lang se veld. En die ou maak asof hy hom nie hoor nie. En hy wil weer en toe gryp Roosevelt dit uit sy hand uit. Nou kyk nou, fokus op ander mense, nie op jouself nie. Toe sê Theodore Roosevelt vir daai werker, vat jou goed, gaan terug huis toe, pak jou goed, en af van my grond af. As jy bereid is om vir my te steel, sal jy ook van my steel. Ek soek jou nie op my grond. Dis nogal om op ander gefokus te wees. Die sleg ding is, dis iets wat van self kom. Jy moet dit aanleer. Jy leer nie 'n babietjie of kinders as hulle by mekaar is en hulle speel, om speelgoed by mekaar te gryp nie. Jy leer hulle nie dit nie. Hulle weet dit net. Jy leer hulle die teendeel om te deel. Maar okay. Nommer 2. Nommer 1, fokus. Ons leer uit Paulus wat oor Timoteus sê, ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as Timoteus gevind, wat ander se belange so opreg behartig nie. Want die ander soek net hulle eie belange en nie die van Christus nie. Nommer 2, wees iemand op wie mense kan vertrou. Vers 22, maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Die Spreuke 13:15 sê, iemand wat goeie insig het, geniet goedgesindheid. Die pad van 'n onbetroubare mens lei tot vernietiging. Trustworthy, reliable, consistent, dependable, creditable. Kom ek gebruik die voorbeeld. As jy bank toe gaan en jy wil geld leen, dan doen hulle 'n credit check. Hoekom doen die bank 'n credit check? Hulle wil sien of hulle jou kan vertrou met hulle geld, hulle wil sien wat jou track record is, hulle wil sien of jy 'n man van jou woord is, en of jy terugbetaal wat jy al geleen het. Almal van ons het 'n kredietwaardigheid. As dit kom by, kan mense jou vertrou. Spreuke, ek dink ek het dit voor op die blaadjie gesê, Spreuke 25 vers 13 en 19 sê, soos 'n beker koue water op 'n warm somerdag, so is die woorde van iemand wat jy kan vertrou. Vers 19, iemand wat onbetroubaar is soos 'n vrot tand of 'n seer voet. Wanneer jy hom die nodigste het, dan drop hy. Keep your promises. Lewe met integriteit. What you see is what you get. Psalm 15 vers 4, hou by jou woord al kos dit jou duur. Moenie wees net betroubaar. 'n Storieetjie wat dit illustreer. Gellert was 'n magnifieke Ierse wolfhond van Llewellyn, prins van Noord-Wales. Hy het in die 13de eeu op 'n sonderlinge wyse sy eienaar se hart gebreek. Llewellyn het sy baba seentjie en troonopvolger 'n rukkie alleen by sy Ierse wolfhond, wat nooit voorheen enigstens 'n gevaarlike situasie sou wees nie, gelaat terwyl hy naby die paleis gaan jag het. Toe die prins terugkom, spring 'n bloedbesmeerde waghond uitgelate teen hom op. Llewellyn haas hom na die slaapkamer en kry die baba bed leeg met beddegoed vol bloed besmeer. Die prins het sy swaard uitgetrek, vir Gellert doodgesteek, en net toe die hond sy laaste doodchunk gee, het die baba in 'n ander vertrek gehuil en Llewellyn hardloop soontoe.
En hy tref die babietjie daar aan sonder enige merk, maar 'n dooie wolf langs hom. En toe het sy hond doodgemaak. Jy moet gaan Google. Bethgelert is die dorpie se naam, waar die hond begrawe is. 'n Ware verhaal. Ek dink baie keer is diere meer betroubaar as mense. Paulus skryf van Timoteus, julle weet hoe betroubaar hy is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Nommer 3. Nou gaan Paulus na Epaphroditus. Tog nooit jou kind dit noem. Epaphroditus. Klink vrot, maar okay. Ek ag dit noodsaaklik, luister vir Paulus, om die broer, hy noem 'n broer, 'n medewerker en 'n medestryder. Nou broer is familiêr, hy's familie, hy's soos familie. Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epaphroditus, my medewerker, met ander woorde, hy het saam met my gewerk. Medestryder, hy het saam met my gestry vir wat reg is. Wat deur julle hierheen gestuur is, om my en my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Nou die eerste punt onder hierdie punt 3, leer om met ander mense saam te werk, veral hulle met wie jy moeilik saamwerk, of hulle wat van jou verskil. Ek lees onlangs 'n storieetjie van Ted en Joe, wat saam op skool was. Aan die einde van hulle matriekjaar het hulle uitmekaar gegaan. 25 jaar later het hulle mekaar weer by 'n reunie gesien. Op skool was Ted die rugby span die beste speler. Na universiteitsopleiding het hy sakeman geword en gou-gou die CEO geword van sy maatskappy. Joe was weer eens, het 'n predikant geword. Hy was die kaptein van die rugby span, altyd. En Ted kon nooit verstaan hoekom, hy's die beste speler, hy staan uit. Maar as daar 'n kaptein gekies word, dan kies hulle vir Joe. Toe vra hy eendag, hier aan die einde van hulle matriekjaar, toe vra hy vir die onnie wat hulle afrig. Toe sê die onderwyser vir hom, ek gaan nou met jou eerlik wees, want dit gaan jou help in jou toekoms. Joe probeer altyd die span die beste maak. Maar jy probeer altyd jouself die beste maak. En om 'n kaptein te wees, moet jy 'n spanspeler wees. En toe stap, daai aand met die reunie 25 jaar na matriek, toe stap Ted na Joe toe sê hy vir Joe, ek wil jou dankie sê. Jy het my lewe verander. En toe verstaan Joe glad nie, want hy's predikant, hulle het 25 jaar laas mekaar, toe vertel hy vir hom dit, toe sê hy, dis wat die onnie die laaste jaar vir my gesê het. En ek het my interpretasie van om deel te neem verander. Nou Paulus sê van hom, hy's 'n broer, hy sê van hom, hy's 'n medewerker, hy sê van hom, hy's 'n medestryder. Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef, Matteus 5:9. Leer om met ander saam te werk. Hoe leer ek om met ander saam te werk? Neem ander se siening in ag. Luister na ander. Ek het altyd daai hele amper sê gediggie wat ek opsê, as ek nie so sterk voel soos jy nie, moenie van my verwag om so sterk te voel soos jy nie. En as ek nie wil wat jy wil nie, moenie by my die indruk skep dat my wil verkeerd en jou wil reg is nie. Verstaan my eers voordat jy my wil verander. Ek gaan Epaphroditus
na julle toe terugstuur. Hy verlang gedurig na julle, en almal kwel hom ook as hulle van sy siekte gehoor het. Dan die tweede punt, my vierde punt vandag, die tweede punt van Epaphroditus. Lewe vir iets wat die moeite werd is om voor te sterwe. Vers 27 sê hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het hom oor Epaphroditus ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie. Vers 30. Want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai en het hy sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Epaphroditus, kom ons sit dit in realiteit. Dit was 'n gemeentetjie soos hierdie. En hulle het besluit, hulle wil vir Paulus 'n pakkie stuur en 'n bietjie geld. En die dominee vra die oggend in die gemeente, okay, ons het nou geld ingesamel, ons nou hierdie projekte doen. Ons het geld ingesamel, wie gaan dit vir Paulus vat? Nou moet jy onthou, vat beteken, wie gaan nou sy hand opsteek om met hierdie pakkie en hierdie bietjie geld van die strand te voet te loop tot in Windhoek? Epaphroditus sê ek sal dit vat. Daar was nie koeriers nie, daar was nie selfone, nie fone, never mind, nie motors nie. Soos my vriend altyd gesê het, jy het geklappe toon. Jy klappe toon van hier tot in Windhoek. Nou wonder ek hoe lank het dit hom gevat, dit sê die Bybel vir ons nie. Wat het wel is, dit het sy lewe, hy het sy lewe op die spel geplaas. Dis gevaarlik. Epaphroditus, en Paulus sê dit, want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai, natuurlijk word hy nog siek ook toe hy dan by Paulus aankom, gelukkig het hy nie op pad siek geword nie. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen, wat julle nie kon gee nie. My vraag vir jou vandag, is daar iets waarmee jy jouself besig hou, wat die moeite werd is om voor te sterwe? My laaste storieetjie. Die dokter praat met 'n seentjie en hoor of hy kan sien om vir sy sussie bloed te skenk. Want hy het die siekte al gehad en oorleef, met ander woorde sy bloed het die teenliggaampies in. En nou verduidelik die dokter mooi, ons gaan 'n pypie sit tussen jou en sussie gaan nie langsaan lê, en dan gaan ons van jou bloed oortap na sussie toe. Die seentjie het geaarsel, toe vra hy vir die dokter, is my bloed die enigste wat kan help? Toe sê hy, ongelukkig ja. En toe sê die seentjie, okay, as dit maak dat papa en mama weer sal glimlag, dis reg. En hulle lê langs mekaar en hulle doen die connection tussen die twee, en die seentjie wys thumbs up, en hulle sien letterlik hoe sussie se kleur terugkom. En op 'n stadium toe val Boetie se gesig heeltemal. En hy begin huil. En hy vra vir die dokter, sal dit vinnig wees as my bloed klaar uit is? Sal ek vinnig dood wees? Toe het hy heeltemal verkeerd verstaan. Maar hy was bereid. Hy was bereid. Hy het sy lewe gewaag. Markus 8:35 sê, as jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat ek vra
vir my te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse maak. Only those who give away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. Ek krap toe die 4 punte uit daai deel uit. Van Timoteus, fokus op ander, nie op jouself nie, want dit gaan jou gelukkig maak. 2, wees iemand op wie ander mense kan vertrou. 3, van Epaphroditus, leer om met ander saam te werk. 4, leef vir iets wat die moeite werd is om ook voor te sterf. 'n Paar vrae, ek sluit hiermee. Ons moet 'n ewigheidsperspektief kry. Vraag 1, hoeveel dink ek en jy oor die hemel? 2, wanneer laas het die feit dat jy vir ewig gaan leef hierna, jou anders laat optree vandag? 3, wanneer laas het jy met vriende of 'n gesin 'n gesels gehad rondom die ewigheid? 4, hoeveel tyd spandeer jy in 'n week om goed te doen wat ewigheidswaarde het? Hy skrif wat sê, ek is eintlik besig om 'n preek daaroor voor te berei, dat waar mot en roes nie verniel en diewe nie inbreek en steel nie. Wat is ewigheidswaarde goed wat ons kan doen? Nommer 5, hoeveel bekommer jy jou oor God se koninkryk en oor mense wat jy rondom jou sien wat op pad hel toe is? En 6, hoeveel van jou geld bestee jy aan goed wat gaan saak maak in die ewigheid? Skuif die fokus weg van myself. Dit is om diensbaar te wees. Wees iemand op wie ander mense kan vertrou. Leer om met ander mense saam te werk, dis samewerking. En lewe vir iets wat die moeite werd is om voor te sterwe. Dis ewigheidswaardigheid. Hulle het een keer vir mense in 'n hospice wat almal, hulle kom nie daar uit nie, hulle gaan van daar af verder. Gevra, 5 things people regret the most on their deathbed. I wish I had the courage to live a life true to myself and not a life that others expected of me. Number 2, I wish I hadn't worked so hard. 3, I wish I had the courage to express my feelings. 4, I wish I had stayed in touch with my friends. And 5, I wish that I had let myself to be happier. En dis wat ons met die hele reeks uit te Filippense wil doen. Wees net gelukkig, geniet vandag. Skuif die fokus weg van jouself. Wees iemand op wie ander kan vertrou. Timoteus se 2 punte. Epaphroditus, leer om met ander mense saam te werk en lewe vir iets wat die moeite werd is om voor te sterf. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie 2 mense se lewens. Dankie vir Paulus wat sy waardering teenoor hulle vir ons neergeskryf. En Here, help ons waar ons so ver tekort skiet in al hierdie punte. Maar leer ons om dit te doen. Amen. Ons gaan sluit met 'n lied. Dan gaan ons lekker koffie drink. Kom ons staan.
beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen. Baie dankie.